Goeiedag, ons is hier in die laaste week, of week 4 van ons recordings. Nou volgende week sien ons mekaar weer in persoon by die kerk in ons aanddienste. En ons praat oor die beloftes van die Here. Het jy geweet, daar is so tussen 7 en 8.000 beloftes in die Bybel. Party is nou vir persone, individue en ander is nou vir die hele volk, maar daar's 'n groot klomp beloftes. Dit beteken die Here stel intens belang met ons en vir ons en ons prentjie as mens wees. En ek wil vir jou vat na een van die belangrikste, of seker die bekendste lesings in die Bybel oor beloftes, en is Jeremia 29 vers 11. Maar hoor mooi, ek lees in die Afrikaans 20, hoor iets wat beloof die Here ons hier in Jeremia 29:11. Hy sê, ja, ek ken die planne wat ek vir julle het, is die uitspraak van die Here. Dit is planne van voorspoed en nie teëspoed nie, om aan julle 'n toekoms en hoop te gee. Hy praat nie van, ek het planne vir julle, wat julle toekoms behels, en hierdie planne vir julle toekoms gaan vir julle hoop gee. So jy gaan 'n hoopvolle toekoms hê. Dis hoe jy ons beloof. So die vraag is, hoe lyk jou toekoms? Het jy al gedink oor die toekoms? Partykeer as ons dink oor die toekoms, dan raak ons partykeer miskien bang, of ons is nie seker nie, ons is onseker. Byvoorbeeld, jou werk, hoe lyk jou toekoms by jou werk? Of miskien huwelik. Jy weet, as jy getroud is, gaan jy trou, hoe gaan dit lyk? Here, ek het 'n belofte of 'n hoopvolle toekoms wat my huwelike insluit, en ek hoop hierdie beloftes van toepassing op dit ook. En natuurlik, kinders, gaan my kinders eendag die Here dien, die ander groot en natuurlik finansies. Hoe lyk jou toekoms? Het jy hoop vir jou toekoms? Jy sien, en hierdie gedeelte sê, God ken jou toekoms, en hy sê, saam met dit, hy het 'n plan vir jou toekoms, wat hoop bring. So, die groot ding van beloftes is, dis great, maar die eerste punt wat ek vanaand wil hier net in die lewe kom indeponeer is, dat 'n belofte is net so sterk soos die een wat dit maak. Jy weet, mense breek beloftes, mense sal partykeer vir jou sê, maar ek sal daar wees. Of hulle sal vir jou sê, ek beloof dat ek gaan verander. Hoeveel keer ons dit nie al gehoor nie? En dan raak ons bietjie skepties oor beloftes. Nou lees ons in die Bybel is daar 'n klomp beloftes. Nou is hier's nog 'n belofte. Maar die belangrike een is, dit gaan af van wie die belofte maak. Jeremia skryf hier vir ouens wat in ballingskap is. Hulle het alles verloor, huise verloor, hulle het 'n tempel verloor, hulle het amper sê hulle omgewing, hulle stad, hulle dorp, wat hulle bekend is, hulle land verloor, alles verloor. En hy skryf vir hulle in hierdie slegte omstandighede, kom en hy sê, maar hoor die Here se woord, die Here se belofte. Hoor wat sê die Here vir julle, nie mense nie. Ek bedoel, miskien was daai ouens daai tyd in die ballingskap wat vir hulle klomp beloftes gemaak het. Hy gesê, man, ek promise jou môre gaan beter lyk, en hy lyk môre slegter. Jy weet, maar hier kom die Here. So ons vertroue lê in die karakter van die een wat die belofte maak. Die tweede een is, onthou nou, hierdie is spesifiek geskryf vir die ouens wat in ballingskap was, vir die Israeliete. Maar die tweede punt is, hoor dit, al hierdie beloftes wat ons oor gepraat het, hierdie een ook, in Christus word hierdie belofte ook ons belofte. Reg deur die Nuwe Testament, dan lees ons in Jesus, is duidelik, ons is mede-erfgename van Christus. Hy het vir ons 'n nuwe identiteit gegee. Ons is nou burgers van 'n nuwe koninkryk. Met ander woorde, hy sê, ons is ingesluit in hierdie beloftes. Dis nie net 'n mooi storie wat jy lees in die Bybel en sê, wow, daai ouens, die Here het hulle belofte gegee nie. Al hierdie beloftes het Christus vir ons moontlik gemaak, dat ons ingesluit word in hierdie beloftes. So ons moet leef vanuit hierdie nuwe identiteit in Christus, vanuit hierdie nuwe beloftes. Ons moet leef vanuit hierdie beloftes uit. Ons moet nie leef vanuit ons verlede nie. Hierdie Israeliete wat op ballingskap was, hulle het 'n massive journey met die Here gehad. En in alles het hulle opgeëindig waar hulle was. Maar in hierdie slegte omstandighede, kom die Here en hy sê, 'n hoopvolle toekoms. So hierdie hoopvolle toekoms, omrede ons ingesluit is, die derde punt is, hierdie hoopvolle toekoms begin deur vandag in sy teenwoordigheid te leef. Psalm 91, dis een van die mooiste psalms, so ook 34, maar hoor 91 vers 1, hy begin sommer, hy sê, hy wat woon, hoor nou maar die woordjie woon, hy wat woon in die skuilplek van die Allerhoogste, sal rus in die skadu van die Almagtige. So hy praat van woon. Woon is nie net besoek nie. Woon is nie net, hoorie, ek is nou en dan, spandeer ek tyd nie. Woon is, ek het ingetrek, ek is ingesluit, ek woon by hom. En dit vat my dadelik na Johannes 15:15, so bekend, wat Jesus sê, ek is die druiwestok en julle is die lote, en dan sê spesifiek,
wie aan my verbonde bly, sien wie in my woon, wie by my is, wie gekies het om ingesluit te word, of ons wat besef het, ons is ingesluit in Christus. Hy sê, hulle dra vrug. Daai vrug dra, hoor jy dadelik hoe dit link aan die belofte van 'n hoopvolle toekoms, want 'n toekoms wat hoopvol is rooskleurig. Dit dra vrug, dis beautiful. So hy sê, julle is ingesluit en dit promise amper, dis die seal, wat amper vir ons kom sê, maar luister jy, ons is ingesluit, ons toekoms, daai belofte is waar. En hoop help ons groei in sy teenwoordigheid. Ons gaan na die 4de punt toe, vir hierdie kort woord, en dis dat God met ons saamwerk. Dis nie net hy gee vir ons hierdie belofte en dan los hy ons nie. Dan sê hy, kyk, julle beloof, nou moet jy maar aangaan. Hy sê nee, weet jy wat, in die belofte kom nog 'n belofte, want dit is gewoonlik hoe sy beloftes werk. Hy gee 'n belofte en dan versterk hy dit met nog 'n belofte. Romeine 8:28 sê, en ons weet dat God ten alles laat saamwerk. Hierdie is die nuwe lewende vertaling. Hy gebruik die woord saamwerk. Hy sê ons weet dat God alles ten goeie laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet, hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. So nou sê hy, dis 'n samewerking dit. Hy sê, weet jy wat moet ons van ons kant af doen? Dis eintlik eenvoudig. Jy moet glo wie jy is, jy moet glo dat God vir jou is, jy moet glo dat jy ingesluit is. Dis jou deel. Glo. En dan werk hy hierdie goed saam met jou, dat dit ten goeie. So jou toekoms, sê hy vir jou, wat ook al jou uitdaging is. Here, hoe gaan my toekoms eendag lyk? Die Here sê, hoor hierdie belofte, it's gonna be good. Hoekom? Want ek werk saam met jou. Terwyl jy vertrou, is die Here besig om te werk. Is dit nie amazing nie? Is hy besig om die ten goeie vir jou toekoms uit te werk, soos hierdie belofte sê. So ek wil afsluit. God ken die planne. Hy sê nie net, hoorie, ek het 'n plan of ek het 'n prentjie nie. Hy sê ek ken spesifiek die plan vir jou. En dan kan ek sê, Here, as U 'n plan vir my ken, lê my hoop in U. So 'n laaste ding, hier's 'n uitnodiging vir jou vandag. Vertrou sy karakter, bly in sy teenwoordigheid, leef vanuit jou identiteit en journey saam met hom. Ek hoop hierdie woord vat jou na 'n plek toe dat jy sê, dankie Here vir hierdie toekoms wat U vir my beloof. En onthou net dit, volgende week sien ons mekaar hier in die kampus, by die kerk, soos gewoonlik. Kom ons bid gou saam. Here, dankie dat hierdie belofte vir my insluit. Dankie dat hierdie belofte vir my is, dat hierdie belofte sê, U beloof vir ons 'n hoopvolle toekoms. Seën ons daarom deur al die beloftes wat ons hierdie tyd ontvang het, sodat ons weet, maar God is lief vir ons en by ons. Dankie Here. Amen. Die Here seën jou.